Vanaand gemeentefamilie. Daar sy. En nou is ek op die lig, daar sy. Baie welkom aan julle elkeen by hierdie besondere afskop van die lydenstyd. Selfs van ons wat nou al ouer is, toe ons kinders was, het nie as Woensdag geken nie, maar ons het wel geken, dis Sondag 1 van die lydenstyd, en Sondag 2 en Sondag 3. Hierdie is 'n besondere tradisie wat ek oor gelees het vanoggend weer, wat hier van 313 na Christus amptelik in dokumente verskyn op die Christelike kalender vir 'n 46 dae aftelling van vandag tot by Goeie Vrydag en Stil Saterdag. En die 40 dae konsep van dit is dat al die Sondae is feesdae. Want elke Sondag vier ons fees oor Jesus opgestaan uit die dood. So daarom dat die 40 dae van vas is van vanaand af tot en met Saterdag met Stil Saterdag Paasnaweek en dat dit 40 dae is as mens nou die Sondae uithaal. Dis wonderlik om julle hier te hê. Dis 'n wonderlike warm dag gewees. Maar ons is dankbaar, die dam is so amper in die 50, is ek reg, Renier, 10-11% geklim na verlede week en die week voor dit se reën. So ons is gevul met dankbaarheid en saam met julle sien ek so uit na vanaand en dan die pad wat ons gaan stap tot met die grootste fees, die opstandingfees. Ek groet jou daarom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing 'n lied oor wat ons vanaand gaan beleef. Julle kan julle sitplekke inneem. As Woensdag lei die 40 dae van lydenstyd in. Lydenstyd is 'n seisoen van verootmoediging deur vas en gebed om ons voor te berei vir die Paastyd wat die hoogtepunt van die kerklike jaar is. In die tradisie van die kerk is hierdie 40 dae periode gebruik om nuwe bekeerlinge voor te berei vir hulle doop op Paasondag. Dit was ook die tyd waar mense wat onder tug verkeer het, weer opgeneem is in die gemeente. Lydenstyd is 'n tyd vir selfondersoek, skuldbelydenis, vas, gebed en diens aan ander. Dis 'n tyd om nog meer as gewoonlik die woord van God te lees en te oordink. As Woensdag is die inleiding van hierdie tyd. Die as
van Aswoensdag is 'n teken van ons verganklikheid. En ek het dit hier voor en dis van 'n palmtak, gedroogde palmtak wat verbrand is en dan gemeng is met olyfolie gemaak. Die as is 'n teken, soos ek gesê het, van ons verganklikheid, ons sterflikheid. Verder is dit ook 'n teken van skuldbelydenis. Dink maar aan die Bybelse gebruik om as op die hoof te strooi as teken van berou. Daarom is vanaand se Aswoensdag liturgie 'n geleentheid vir skuldbelydenis, vir verootmoediging met die oog op die lydenstyd wat voorlê. So kom ons bid saam. Here, maak van ons pelgrims in hierdie 40 dae. Dissiplineer ons tot disippelskap. Laat hierdie geestelike vastyd vir ons lei tot 'n geestelike feestyd. Bevry ons van onsself en ons eie probleme, sodat ons U en ander mense voluit kan dien. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan. Dankie, julle kan julle sitplekke inneem. En ons begin vanaand se liturgie met 'n oproep tot bekering aan elkeen van ons. En die tekste wat die Here wil gebruik deur sy Gees vanaand, begin ons in Joël, hoofstuk 2, heel aan die begin en dan 12 tot 17. Die profeet profeteer en bring God se woord, se waarheid en beloftes as hy sê: blaas die ramshoring in Sion, roep hard op my heilige berg. Al die inwoners van die land sal bewe, want die dag van die Here kom. Dit is naby. Die Hebreëus vir hierdie woord, die dag van die Here, is Yom Yahweh. Yom, dag, dieselfde woord wat in Genesis gebruik word. Dit was Yom, dit was dag, dit was nag, die eerste dag. Hier is 'n motief wat in die hele Ou Testament voorkom, by die profete, wat sê die Yom Yahweh, die dag van Yahweh, van God wat is, ek is wie ek is, daardie God se dag gaan kom. En wanneer die profete sê, die dag van die Here kom, dan is dit of groot oordeel en straf, omdat die volk nie luister nie, of dis groot verlossing, juis omdat die volk hulle bekeer en terugkom na die Here. Maar so dikwels moes die profete, moes hulle skree teen die wind, omdat die volk nie luister nie.
keer op keer op keer. En so baie maal is dit dalk ook in ons eie lewe, tye, wat ons eie pad loop. En daarom dan, deur die profeet Joël, hierdie oproep tot bekering vir my en vir jou, as deel van hierdie voorbereiding vir Paasfees. Die dag van die Here kom. En dit hoef nie oordeel te wees nie, dit kan verlossing wees. Vers 2, Joël profeteer dat die stikdonker nag, die dag van donker wolke, waarop die groot sterk nasie oor die berge uitsprei, soos die lig van die dagbreek uitsprei. Dis 'n goeie nuus hierdie dag van die Here. So 'n sterk nasie, 'n volk van God, was daar nog nooit en sal daar nooit weer wees nie, selfs nie in die verste toekoms nie. En dan vers 12, maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil, treur, skeer julle harte, nie julle klere nie. Die rougebruik destyds was om jou klere te skeer, om as te gooi op jou kop. Maar hier sê die profeet, wat die Here soek is, dat jy jou hart sal skeer, innerlik, deur trane heen jou sonde bely. Kom terug na die Here, julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie. Of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffer sal wees vir die Here, julle God. Blaas die ramshoring in Sion. Bepaal 'n dag om te vas. Roep die gemeente bymekaar. Roep die volk op. Reinig die gemeente. Laat die leiers bymekaar kom. Bring die kinders bymekaar, selfs die wat nog drink. Die bruidegom moet uit sy kamer uitkom. Die bruid uit haar wittebroodskamer. Die priesters wat in die diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê, betoon medelee met u volk, Here. Moenie die volk wat aan u behoort tot 'n bespotting maak, sodat die nasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die volke gevra word, waar is die Here? Waar is Israel se God? Kom nou 'n tyd van stilte en refleksie gee vir ons elkeen. Ja, skeer julle harte en kom terug na my toe, sê die Here God Almagtig. Amen. Wanneer ek en jy dan na die Here toe kom, dan is op ons lippe die woorde van Petrus wat sê, Here, gaan weg van my af. Here, ek is 'n mislukking. Here, ek is 'n sondaar. En dan sê Jesus juis, vir iemand soos Petrus wat hom gefaal het, maar wat hy gaan gebruik en wat hy geroep het, dan sê hy vir hom, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my regtig lief? En dan stuur die Here hom. En so wanneer ek en jy dan kom met vuil hande, met vuil klere, dan kom ons soos Dawid, nadat die profeet Nathan vir hom gesê het, jy is die skuldige. Dis jy wat jou klere moet skeer, wat jou sonde moet bely oor wat jy gedoen het. En dan doen hy dit. En hy skryf onder andere dan hierdie psalm van sondebelydenis. Psalm 51. Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van skuld, reinig my van sonde. Ja, my oortredings ken ek,
en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. En dan raak hy liries en hy verwoord iets wat ek en jy baie maal sal sê, nee, daai baba in die baarmoeder is iemand volmaak en pragtig en wonderlik, en dis alles die waarheid. Psalm 139, ek het jou gevorm in die baarmoeder, jou geskep vir 'n plan en vir 'n doel. Maar die probleem is, ons stam almal af van Adam en van Eva, van hulle wat gekies het teen God, vir 'n eie ek, 'n eie koninkryk, vir rebellie teen die Here, hulle skepper. En daarom van geslag na geslag in ons menswees gee ons dit aan van geslag tot geslag, van koninkryk na koninkryk, dat die sondigheid, die keuse teen God, ook oorgedra word na ons kinders en na kleinkinders en verder. En daarom dat hy half sê, maar vandat hy kon verstaan, is hierdie geneigtheid in hom om te kies teen God. As God sê Jona Ninive, dan sê Jona nee Here, daai kant. En daarom sê hy digterlik in vers 7, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. En dan, wat is Dawid se oplossing? Wat kan dan help? Vers 8. U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Met hierdie woorde van hom, sy opregtheid, kom bely hy sy sonde en vra hy, Here, help my oor hoe ek moet leef. Ek en jy hoef nie net dit te vra nie. Ons mag op ons knieë gaan en weet dat ons sonde las kom afpak by die kruis, by Golgotha. Want Jesus het betaal. Daarom kan ons Dawid se woorde bid. Woorde wat hy gebid het lank voordat Jesus gekom het. Neem tog my sonde weg, dat ek rein, dat ek skoon kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde beleef, Here. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. In hierdie digterlike woorde sê hy, Here, my blydskap is weg oor wat ek gedoen het. Daar's nie meer vreugde nie. En dan sê hy, Here, met U waarheid en met hierdie woord deur die profeet het U my verbrysel. Dis asof U my getref het en ek maak my oë oop en ek is verpletter en ek moet tot verhaal kom. Ek en jy kan dalk sê, Dawid, dis nie die Here wat jou verbrysel het nie, dit was jouself, jou eie keuses. Maar hy sê nee, ek het gesondig, ja, teen Uria, teen Batseba en teen die volk, omdat ek die voorbeeld moet stel as die koning. Maar eintlik het ek, Here, teen U gesondig. Here, vra hy, moet tog nie ag slaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig.
Ek wil jou 'n tyd van stilte gee. En vat hierdie gedig van Dawid, maak dit jou eie en vra dat die Here jou 'n rein hart sal skep soos wat jy jou sonde bely. Amen. Jesaja 58, die Here sê, roep uit volle bors, moet niks verswyg nie. Laat jou stem hoor, duidelik soos 'n ramshoring. Wys my volk op hulle oortredinge, die afstammelinge van Jakob op hulle sondes. Hier nou die profeet Jesaja met dieselfde tipe boodskap as Joël. Wys hulle op hulle sondes. Hulle vra wel elke dag na my wil. So asof hulle graag wil weet wat ek van hulle verwag. Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalings van sy God hou. Hulle vra my wel om regverdige beslissings, asof hulle van my teenwoordigheid hou. Hulle vra, waarom vas ons? Maar u sien dit nie. Verootmoedig ons, maar u gee nie aandag daaraan nie. Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil en die mense wat vir julle werk nog harder laat werk. Julle rusdae en vasdae loop uit op twis en rusie. Julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. Is dit wat ek op 'n vasdag wil hê? Net dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n biesie en in sak en as sit? Noem jy dit 'n vasdag? 'n Dag waarvan die Here hou? Is die vas wat ek wil hê, nie dit nie. Om die wat onregverdig gevange gehou word, te bevry. Om die juk wat op mense druk, af te haal. Om verdruktes vry te maak. Om elke juk te breek. Is dit nie dat jy vir die wat honger is, van jou brood gee nie? Dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie? Dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie? Dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie meer gedreig en vals beskuldig word nie. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jou mense sal die ou pynhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte lank bestaan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel sodat daar weer mense kan woon. En vriende, as ek hierdie lees met die belofte
van God wat sal herstel. Dan dink 'n mens, as hier gepraat word van God se volk in die Ou Testament, dan weet mens, God se volk, die nuwe testament volk van God, die nuwe Israel, is ek en jy. Is almal wat Jesus Christus bely as verlosser. Reg oor die wêreld, uit elke volk en stam en taal. Ons is die kerk van God. En dat die Here se beloftes hier dan sê, maar as ek en jy, as God se nasie, God se kinders, as ons begin leef soos wat hy verwag, op die regte manier, daar waar ons is, wanneer ons daar is, dan sal die Here herstel bring. En deur ons en die herstel wat ons ervaar, sal dit oorspoel in die gemeenskap waarvan ons deel is. Want ons sal doen wat Jesaja sê die Here se hart is. Dat sy hartklop is vir reg en geregtigheid. Dat dit is om te sorg vir die armes en vir die weduwees. Dat dit daar is vir hulle wat swaar kry. Dat ons God se vrug van die Gees, van liefde, vreugde en vrede en goedhartigheid, geduld, lankmoedigheid, dat ons dit uitleef, prakties. En so bou die Here sy koninkryk, nou reeds, voordat die finale trompette gaan blaas, en hy terugkom, en hy dan sal heers vir altyd. As dit gebeur, wanneer pynhope herbou word, wanneer fondamente herstel word, dan is dit tyd om fees te vier. Dan vier ons fees. En dit is so wonderlik dan, in 2026, ons as gemeente se 75ste bestaансjaar. Ons vier fees dat die Here vir 'n halwe eeu plus 'n kwart eeu, 75 jaar, hierdie gemeente bewaar het. Gebruik. Ja, die geboue staan hier, maar dis nie die kerk nie. Dis nie die gemeente nie. Van julle se oupas en oumas en oupa grootjies was deel van hierdie gemeente. Van die eerste kerkraad in 1951. Regdeur tot vandag staan hierdie gemeente as 'n lewende gebou van mense wat hierdie aflosstokkie van dankbaarheid, van feesviering oorgee, van geslag tot geslag, van generasie na generasie. En die suiwer goeie nuus van Jesus Christus, wat al vir 75 jaar in hierdie gebou, in die kerksaal, in hierdie omgewing, in ons en deur ons vloei. As ons dan fees vier, dan sê ons dankie Here vir wat U gedoen het. Maar Here, dankie vir wat U gaan doen in die volgende 25 en plus jare, totdat U ons kom haal. Daarom verbind ons vanaand in hierdie voorbereidingstyd vir Paasfees en in hierdie feesjaar om te sê, ons wil so 'n gemeente wees waarvan Jesaja geprofeteer het. Wat prakties ons Christendom leef, daai ou kliseë om Jesus se hande en voete te wees, wat brood uitdeel, wat genesing innerlik en liggaamlik uitdeel, wat troos, wat omhels, wat die goeie nuus bring, wat mense gaan haal, die verlore seuns en dogters, om deel te word van God se nuwe familie. Dit is die uitdaging. Mag ons in hierdie tyd, veral dan, as ons ook opgeroep word om te vas, dink aan wat Jesus deur is in ons plek. En die opoffering wat hy gedoen het vir die uiteindelike fees van sy triomfantelike terugkeer na die Vader. En ons sien uit na sy triomfantelike terugkeer op die wolke om ons te kom haal. So daarom dan, as dit gaan oor 'n tyd van vas, hoe verstaan ons dit dan as gemeente? Eerstens sê ons om te vas, die beginsel van vas, is nie 'n werk met meriete voor God nie, maar bloot 'n hulpmiddel om te fokus op God. So om te vas, om te bid, om reg te leef uit dankbaarheid, omdat die Here jou gered het en gevul het met sy Gees, is nooit iets
om punte by die Here te verwerf nie. Dis nooit om in 'n armdruk met die Here te gaan en te sê, maar ek het dan nou dit en dat vir u gedoen en daarom moet u nou vir my gee. Dit wat ek graag wil hê. Nee. Dis nie ons bid nie. Ons bid soos die tollenaar wat nie eers vrymoedigheid het om op te kyk nie. En met sy hand slaan op sy bors en sê, wees my arme sondaar genadig. Ons bid soos die man aan die kruis langs Jesus, wat sê, dink aan my, Jesus, dink aan my, wanneer u in die paradys kom. So daarom dan, help vas ons om te fokus op die Here. Elke keer as dit wat ons vas, die item of iets, wat dit ook al is, en ons sal net daaroor praat, dan is dit iets wat, omdat jy nee sê daarvoor, vir hierdie volgende klompie weke, wat jou onmiddellik herinner, as jy daai begeerte het, na hierdie iets wat deel is van jou lewe normaalweg, dat dit jou skielik tref, maar dis lydenstyd, en ek is besig om voor te berei, vir Paasnaweek. Dankie Here, vir wat u gedoen het, vir my. So daarom gaan dit oor my, wat moet fokus op die Here, en in hierdie tyd, meer as normaal, meer as maar net jou stilte tyd, en die leefgroeptye, en die eredienste. Maar daagliks, keer op keer, as hierdie beginsel van die vas jou konfronteer, om elke keer te bid, en te praat met die Here. So, as jy dan wil deel wees hiervan, vir die volgende 40 dae, soos die slim ouens nou sê, mag jy dan nou daai Sondag, mag jy eintlik dan nou die 6 Sondae mag jy nou oortree. Maar dis nou iets tussen jou en die Here, hoe jy dit wil organiseer. Maar vriende, as jy dit wil doen, dan wil ek vir jou baie belangrik sê, dat dit nie iets is waar jy nou besig is, so sommige van die monnike nou uit die tye, daar in Martin Luther en vroeër en daarna se tyd, wat jy nou self as ware met 'n sweep slaan en kastei en dan nou juist dink, omdat jy nou jouself so seer maak en so verskriklik nou opoffer vir die Here, dat hy nou ekstra spesiaal dalk nou sal doen, wat jy graag wil hê. Dis glad nie dit nie. Hierdie is nie 'n selfpyniging nie, dis 100% terwille van 'n fokus op die Here. En daarom dat die tradisie wat ek kom erf het en wat Christene deur die eeue ook, klink dit vir my, vir mekaar gesê het, is dat hierdie vas het verskillende betekenisse en verskillende maniere van hoe om dit te doen in verskillende kulture. As jy die film al Sjokolade gesien het, dan sê jy onthou dat in daai klein dorpietjie kom hierdie vrou wat so half eenkant is en wat die kerkmense eenkant toe stoot in plaas van om te verwelkom hierdie enkelma met haar kind en om Jesus se liefde te wees. Is hulle net, wie is hierdie en wat maak sy oop? En watter dag is haar oopmaak van haar winkel? Dis op as Woensdag. En wat se winkel maak sy oop? 'n Sjokoladewinkel. En wat is die tradisie? Klink dit vir my in verskillende kultuureras gewees vir baie ouens is om wat te vas? Sjokolade. Juist omdat dit iets van die lekker van die lewe en dan herinner dit jou aan dat Jesus soveel opgeoffer het en ek is bereid om so ietsie te doen. So vriende, dit is nie die bedoeling dis nie. En daarom wil ek vir jou sê om vir 'n paar oomblikke nou te dink oor wat die Here dalk op jou hart sal druk in terme van vas. En hieronder het ons dan nou voorbeelde van wat mense nou al, waarvan ek weet deur die jare gevas het, byvoorbeeld vir hierdie tyd, party koffie. Ek en Ferdi het deur die jare al, dink ek, kan nie onthou Ferdi het ook gesê het nie, vir Cornie net belet om nie koffie te drink nie. Want julle weet hoe belangrik dit vir hom is, net vir sy normale funksionering. So daarom, ek is bly, 'n paar dokters ook hierso. Hier's nie sielkundiges nie, maar ek wil vir julle sê, rondom hierdie vas ding, as jy een of ander toestand het, moet jy eers met jou dokter gaan praat, want dit regtig, jy kan nou nie wil gaan vas en sekere kosse glad nie eet, maar in die proses gaan jou dokter vir jou sê, nee, jou bloedsuiker en die en daai, en dalk selfs nou, as dit een of ander iets is, dalk selfs een of ander verslawing wat dit mag wees, dan is dit dalk nodig dat jy met iemand moet praat oor hoe jy hierdie gaan doen. Ons het mekaar nodig om mekaar te help.
Dalk kan jy as jy wil, dis 'n privaat aangeleentheid, maar dalk vir 'n geliefde, eggenoot, 'n kind, 'n vriend, 'n kollega kan jy sê, maar dink asseblief aan my, want tot met Paasnaweek gaan ek hierdie spesifiek vas. En as jy dit dan nou deel, is dit regtig nie om jouself goed te laat lyk nie, maar dit is regtig dan nou iets van 'n tipe commitment, verbintenis om jou te help. Jy nou op 'n klein manier. Koffie het ek nou genoem, TV, selfoon, toe ek het nou vanmiddag weer eens dink ek, mens kan nie funksioneer sonder 'n selfoon nie, né? Net as jy in die middel van die nêrens, ja, maar party ouens sal dalk sê sosiale media, daar's ouens wat dit doen. Party ouens lag daarvoor as hulle dit nou ook groot aankondig. Ek groet julle tot so en so. Want party ouens sal sê nee, dis om shine te vang. Ek weet nie of dit is nie, maar dit kan dalk wees. Internet, alkohol, sommige mense wat alkohol vir hierdie tyd vas, party suiker, party ete per dag of 'n ete per week, sjokolade, party boeke koop of musiek koop of sekere goed wat jy net sê, dis die ultramel van die lewe en vir hierdie 46 dae wil ek dit een kant toe sit. So ek wil jou sommer net 'n kort rukkie gee, dat jy in jou gedagtes hierdie kan laat rondmaal, jy kan nog later vanaand ook nog verder daaroor dink, en dan miskien vanaand of môreoggend begin met hierdie vas. So net 'n paar oomblikke wat jy daaroor kan dink, en die Here vertrou om iets vir jou te wys, wat jou kan help, en wat sal help rondom die fokus op die Here alleen. Ag Here, help ons dat daar iets sal wees wat sommer net vinnig in ons gedagtes gekom het. Iets wat ons gaan help om vir hierdie volgende tyd te onthou, elke nou en dan, op een of ander manier. Ek is besig om voor te berei vir Paasnaweek, dag vir dag, in gebed, in vas, en my hande oopmaak om te gee. Ja, Here, daarom ook die teenoorgestelde van 'n vas, naamlik om iets nuuts te begin, om te gee, om dalk meer te gee, om U te vra, om te wys, waar kan ek iemand wat swaar kry, wat nie klere het nie, wat honger is, wat hartseer is, te kan troos in hierdie tyd. Wys dit vir ons, Here, en gebruik ons as U hande en voete. Amen. Die waarskuwings oor vas, en veral Jesus se tyd wat van die godsdienstiges in hierdie klein tipe gemeenskappe regtig die aandag op hulle self wou bring, is dan in Matteus 6 as daar staan, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasyn nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder as jy bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader, wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En dan spesifiek oor vas en hoe dit veral in Jesus se tyd was om 'n kos of bepaalde kos dan nou op te sê, as julle vas, moet julle nie so skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas,
Versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel nie, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Moenie vir julle skatte in die hemel bymekaar maak nie. Vriende, ek wil vra dat julle saam met my bid en dat ons responsories antwoord op dit wat die Here vir ons wil uitwys in gebed. So ek gaan die boonste deel sal ek hardop bid en dan as julle kan antwoord as gemeente. Kom ons staan. Here, mense ly om ons, maar ons voel nie saam met hulle lyding nie. Here, ons verontskuldig onsself maklik en ken nie ons sonde nie. Here, ons leef vir ons eie belange. Here, ons wil so graag beter wees as ander. Here, ons is so dikwels te gejaag en te moeg om vir ander om te gee. Here, ons luister nie in liefde na ander nie. Here, ons motiewe is dikwels so liefdeloos en ons agenda so versteek. Heer, wees ons genadig. Amen. Kom ons sing. Julle kan julle sitplekke inneem en dan wil ek jou uitnooi om as jy die vrymoedigheid het hier na vore te kom en dit gaan my voorreg wees om op jou hand hier aan die voorkant 'n kruis te maak met hierdie as en vir jou die woorde te sê, jy is sterflik, maar Jesus het die dood oorwin. Baie van die kerke wat ook as Woensdag vier, maak hierdie kruis op mense se voorkop. Van die woorde wat gesê word is, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Iets wat van 'n harde werklikheid. En daarom hierdie woorde, jy is sterflik. Maar jy kan weet,
Jesus het in jou plek gesterf. Hy het opgestaan uit die dood oorwin. En daarom is hierdie realiteit van jou eie sterflikheid, is dit uiteindelik nie iets vreesagtigs nie. Want in Christus word jou eie dood 'n deur na die ewigheid by jou verlosser Jesus. Dankie, julle kan maar na vore kom.
Here, hier voor u aangesig besef ons, alles wat leef, vergaan. Ons erken dat ons ook stof is en tot stof sal terugkeer. Maar uit stof kan u 'n nuwe wêreld skep. Laat hierdie as dan vir ons 'n teken wees, nie net van ons verganklikheid nie, maar van die nuwe wat sal kom. In Jesus naam. En ons almal sê, Amen. Kom ons staan. Ons is pelgrims in hierdie lydenstyd met vreugde, met die Gees wat ons vasbyt en fokus gee. En daarom kan jy sy seëninge ontvang en hierdie lydenstyd ingaan met vreugde. Want jou toekoms, jou ewige lewe is gewis. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag en die troos en die inspirasie van die Heilige Gees jou deel wees, kind van God. En ons almal sê, Amen. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand, wonderlike week en 'n wonderlike lydenstyd. Amen.